welkom terug. Het is tyd om bietjie seepglad te raak saam met die smeulende Dean Smith wat die rol van Wade vertolk in Suidooster en hulle vier 10 jaar hierdie jaar. So ons kyk saam so 'n bietjie terug na 'n paar hoogtepunte. Goeiemôre Dean, baie welkom. Goeiemôre, gaan dit goed vanoggend? Dit gaan baie goed nou dat ons in jou 'n pragtige potblou oë kan staar en so 'n bietjie saam met jou kan terugkyk na. Die is mos 'n tipe ontbyt wat ek is al my in elke oggend doen. Ja, dit is so goed vir die selfbeeld, nê? Nee. Hoorie so, Dean, Suidooster het al talle eg Kaapse elemente na die kassie toe gebring, soos die Kaap-Malayse kos, die kleurvolle kleredrag, die pragtige kontrytaal, die tipiese sêgoed. Wat is nog eg Kaaps van Suidooster? Wel, ek dink vir my is dit die ding van as 'n mens dink aan die Kaap, dan kan jy nie net sê Kaap en 'n kultuur nie. Daar's soveel subkulture wat saam met dit kom en ek dink wat die CP reg kry om te doen is om te kan fokus en 'n bietjie van 'n lig te skyn op elke deel van daai subkulture om so te sê ons maak dan so 'n trifle van kulture bymekaar. Ja. En ek kry so 'n bietjie van 'n lig op elke deel van dit. Ek dink dit is wat die CP lekker reg kry. Ja, en wat ek ook van hou is julle weerspieël nie net die goeie goed nie. Jy weet julle weerspieël, teater is mos 'n spieelbeeld van die werklikheid, so ook TV en ek dink die mense identifiseer baie daarmee want dis die tipiese goed waarmee 'n tipiese huisgesin in 'n Kaapse omgewing sou oor praat of sou mee sukkel of sou van hou of sou vier, né? Nee? Presies, dit is juist die ding. Dit gee vir daai mense wat baie keer gedink het, okay, ek het 'n noodwendige stem in hierdie hoedanigheid nie, om te wys dit is nie net jy wat deur sekere goed gaan nie, daar is mense wat deur dit gaan. Dit is normaal en dit is okay om deur dit te gaan. En so 'n conversation oop te maak om te begin praat oor sekere goed wat jy nie noodwendig sou oor wou praat nie. Ja. Ja. Dean, jy werk saam met 'n klomp legendes hier op die Suidoosterstel ook natuurlik. Wat is van daai lesse wat jy van jou mede-akteurs kon leer? En kyk, hier is ek soos 'n spons. Ek sê alles in wat ek kan, ek bedoel iemand soos Denise Newman wat al vir jare op die kassie is in teaters is wat al speel vir so lank wat ook gehelp het om die pad te pave vooruit vir jonger akteurs en aktrises om in die bedryf in te kom. So elke keer as mense hier sit, so nou en dan is dit 'n oomblik van, sjoe, dis mense wat nog baie na opgekyk het die hele tyd of die hele tyd na ding van soos eendag as ek groot is. So maar groot. En ouer ook. En hier is jy nou en jy het nou al klaar 'n hele klomp goed bereik. Ek sien net die goue beeltjies daar agter jou ook pryk. Wat het iets so Suidooster vir jou loopbaan vir jou beteken? Wel, ek moet bieg eerstens, ek het nou al 'n paar goedjies bereik en ek het nou al beeldjies en sovoorts wat nou hier agter my is. Dit is nie my persoonlikes nie. Ek is juist al opstel, ek is by Suidooster. Dit is however Suidooster so goedjies wat nou al beste CP gewen het, by die Saftes en sovoorts en nog 'n paar ander goedjies. So ja, so dit is waar ek sit. Maar jy maak deel uit van die wenproses. Presies, een van daai hoor. Ja, nee, ek dink die platform wat CP Suidooster skep is so belangrik en ek bedoel vir my persoonlik, ek is mal oor teater. Ek love dit om in teater te werk en teater te doen. En vir mense om uit te kom om daai teater te ondersteun, om daai teater te sien, sal hulle sê, okay, hierdie ouetjie van wat op Suidooster is nou te sien in hierdie teaterstuk. So dit skep 'n platform vir mense, maar wat ook belangrik is meer van 'n persoonlike point of view af is die feit dat daar sosio-ekonomiese kwessies en sulke tipe goedjies aangespreek kan word en wat jy so te sê 'n spreekbuis is vir mense of vir bewegings wat nie noodwendig daai spreekbuis het nie. En dit is my mooi oomblikke wat nou al deurgekom het. Van my karakter self byvoorbeeld kom deur die system, as mense so kan sê, deur vas en alles is dit. En ek het nou 'n paar keer geloop in plekke en dan kom mense en sê soos, hoor ek wil net sê ek werk by 'n kinderhuis in Stellenbosch of 'n kinderhuis en daai kids love it om te kyk dat daar iemand is wat vir hulle kan represent en vorentoe kan beweeg. So dis daai tipe klein goedjies wat 'n mens gelukkig maak dat jou passie vir iemand anders iets kan beteken. Klein goedjies wat groot goed is. Ja.
Dit is so lekker dat jy jou passie is kan uitleef elke dag eintlik, want almal het ook nie daai geleentheid nie, so mens doen dit ook eintlik met 'n baie dankbare hart, die feit dat jy elke dag jou passie kan uitleef. En hierdie vir jou het al begin op skool. Jy was al nog op skool gewees toe jy al in jou eerste professionele produksies gespeel het. Is dit vir jou lekker om nog steeds te kan nou groei en leer en kreatief kan wees? Ja, nee, definitief. Kyk, as jy voel jy het genoeg geleer in hierdie bedryf, dan is dit tyd om af te tree en weg te gaan, want nooit ophou leer in hierdie, en ek bedoel, die hele bedryf verskil nou en verander nou so gou die heeltyd, so jy moet bybly. Maar ek het al die geleentheid gehad, gelukkig, om van skool af in my eerste professionele produksie te wees, en nou is ek hierdie laaitie van Mamasbury, klein laaitie van wat nie die goed ken nie. En wat nou sê vir my ma, mami, ek werk met mense van die TV. En om 'n paar jaar later te fast forward en te weet, jy is nou baie keer vir ander kinders daai persoon wat jy na opgekyk het, en beteken nogal baie om deel te wees van so iets. Ja. Vertel ons 'n bietjie van die storielyne waarin jy nou al was in die CP. Wat het vir jou uitgestaan, of wat was vir jou 'n lekker ene wat eers in jou kop toe kom as jy nou probeer terugdink? Jo, kyk, ek moet sê, daar's baie keer as mense my so sê soos, hoekom doen Wade tog dit? Dan wil ek weet ook, ek wil ook weet hoekom. Want ek lees self ook soms die skrif, so ek soos, Wade, Wade is hy typical goeie guy wat enigiemand nou sal hy so gemaklik genoeg wees om huis toe te vat om die ma te ontmoet, en ek daar is iets wat Dean en Wade nogal baie goed in gemeen het, maar dan is daar nou dele wat nou so 'n bietjie dat dink, jy maak net op die laaste minuut die verkeerde besluit. Maar daar's as lekker storielyn, ek bedoel, Wade moes al deur 'n tipe abortus storylyn gaan wat vir my lekker was om te speel, want jy weet dit is 'n ernstige topic, en vir baie mense daar buite is dit iets baie groot, baie belangrik, en soms iets wat hulle self mee al gesukkel het. Ek self byvoorbeeld het nog nie noodwendig deur so iets gegaan nie, maar dan is dit soos jy moet dit justify, jy moet dit eerlik. Dus sulke tipe goedjies. Daar was al kere wat Wade deur 'n hele cult vorm is om die omgewing te wil red, maar op 'n manier wat jy dink, red jy die omgewing of red jy jou ego? Ja. Maar daar's so 'n paar goedjies soos dit wat uitstaan wat 'n mens dink, Wade is ek al deur 'n paar goedjies. Ja. Die mense is mal oor Suidooster. So as jy nou vir die aanhangers 'n boodskap kan gee, wat sal dit wees? Kijk, as ek vir die aanhangers 'n boodskap moet gee, is dit netlik dankie vir die saamkyk. Julle is noodwendig baie van die aanhangers mal oor Suidooster, maar dit is nie net omdat ons stories vertel is, omdat ons die stories vertel van die mense. So dit is dankie, dankie dat mense dit kan vertel, dat julle vir ons toevertrou om dit te vertel en nog steeds 'n impak kan hê om sekere kwessies aan te spreek. En soms maak dit 'n mens warm onder die kraag, soms maak dit jou 'n bietjie skuifel daar in die sitplek, maar op die einde van die dag is dit nie noodwendig net die storielyn wat ons op fokus, maar ook die rede hoekom dinge gebeur, hoekom seker goed is opduik en wat jy dan doen om daar volgens die regte besluite te maak om daarmee te deel. So dankie vir die saamkyk, en ek hoop julle kan nog vir lank saamkyk sodat ons nog lekker stories kan vertel. Hoorie, julle het hoeka al in COVID-19 vir julle aanhangers gewys hoe belangrik hulle vir julle is toe julle saam met die Suidoosterfees besluit het om 'n tipe van 'n drive-through of 'n inry teater te maak waar almal kon gaan kyk het daar by Atlantic Studios, nee, en Atlantic Studios is self ook nogal 'n suksesverhaal, eers 'n ou makrogebou wat toe ontskep is in hierdie wêreldklas gehalte studio. Waarna kan ons alles uitsien vir die 10 jaar vieringe? Is daar hier en daar dalk ietsie spesiaals? Ja, nee, kyk, dit is lekker, ons party, kyk, is een van die mense wat sê, is net een dag wat 'n mens verjaar is, heel jaar. Wat is beplan, ons gaan na verskillende winkelsentrums toe vir activations om lekker te connect en te meng met die mense, met die aanhangers wat kyk, om vir hulle geleentheid gee om hulle favorite CP-sterre en van die mense te sien wat hulle op televisie kyk, wat kuier by hulle elke aand in die sitkamer. Ons het events en goedjies wat ons reël, daar's lookalike kompetisie wat ons het saam met kuiertydskrif, daar's nou ook 'n wat weggegee word
wat met kompetisies om sodat die blad moet net dopgehou word. So daar's verskeie goedjies wat ons doen by Suidooster om hierdie viering lekker te laat afskop en te laat aangaan vir so lank as moontlik. Ja. Dis lekker. Ek hoor Early B was dink ek Vrydag op die episode gewees. En dis lekker om ook te sien dat julle sover soos Namibië julle aanhangers ondersteun en voor dankie sê. En baie geluk met 10 jaar. Dankie vir die storielyne wat julle so mooi aan ons uitbeeld en ons vermaak en ons laat lag en ons laat huil. En op nog die volgende 10 jaar. Baie dankie. Baie dankie. Groete vir die res van die mense daar op die stel. Dit lyk vir my dit gaan 'n lang dag wees as jy nou al op stel is en so gesels Dean Smith van Suidooster oor hulle 10 jaar vieringe in die sepiebedryf. Bly ingeskakel vir jou nuus om 7.